Welkom terug. Vandag duik ons in 'n saak wat baie van ons dink ons ken, maar die dieper laag is, wel, dis nogal iets. Ons praat oor die Chris Watts tragedie. Ja, Jy het vir ons die polisieverslae, die onderhoudstranskripsies, alles gegee. So ons gaan nie net die basiese tydlyn herhaal nie. nee, glad nie. Ons wil dieper gaan. Ons wil die hoekom agter die wat probeer verstaan. Presies. Dit gaan oor die sielkunde agter haar glimlag. Shanann Watts het 'n amper perfekte lewe op sosiale media uitgebeeld, weet jy? Jogg, ja, 'n liefdevolle man, pragtige kinders, die hele prentjie. Maar die bronne skilder iets heeltemal anders agter daai fasade. Die vraag is nie net wat het gebeur nie, maar hoe kon daai prentjie mooi lewe so vinnig en so gewelddadig in duie stort? En dit begin alles op 13 Augustus 2018. Shanann, 15 weke swanger, en haar dogtertjies, Bella en Celeste, hulle verdwyn. En amper dadelik word Chris, die bekommerde pa, die gesig van die soektog op nasionale TV. Daai eerste onderhouders. Dis amper ongemaklik om nou na terug te kyk. Ja, vir die van ons wat nie kenners is nie, het dit dalk net vreemd gevoel, maar jou bronne wys op baie spesifieke rooi vlae, nê? Absoluut. Dis wat die eerste krake in sy storie wys. Die bronne haal 'n professor in linguistiek aan, Dawn Archers. Sy sê sy woorde in sy stemtoon, dit pas net nie by mekaar nie. Hoe so? Wel, hy sê goed soos ek wil hulle net terug hê, maar daar's geen angs in sy stem nie, glad nie. Dit is amper monotoon. Afgekoel. Presies. En dan gebruik hy oorweldigendbaar ek-stellings. Dit gaan oor sy pyn, sy leehuis. Die fokus is op hom, nie op sy vermiste, swanger vrou en kinders nie. Wat op sy eie al vreemd is, maar die lyftaalkenners, hulle het dit na 'n heel ander vlak geneem. Ja, Cliff Lansley, hy is een van die kenners wat die beeldmateriaal ontleed het. Hy wys op iets wat hy 'n mikro-uitdrukking van ware plesier noem. Wag, plesier? Ja, dis 'n breekdeel van 'n sekonde, maar net toe Watts sê ek wil hulle net terug hê, lig sy mondhoeke en sy oë trek effens stywer. Dis 'n glimlag. Ek kan dit nie glo nie. En hy het ook iets geïdentifiseer wat hy 'n dubbelhandige skouerophaling noem. Dis 'n klein gebaar waar albei hande so effens lig, asof hy sê ek weet nie. So hy glo nie sy eie woorde nie. Dis 'n universale teken van 'n gebrek aan selfvertroue in wat jy sê. So terwyl hy vir die kameras lieg, skree sy liggaam basies die waarheid. So daai kenners het dit van die begin af gesien. Hoe lank het dit die ondersoekers geneem om op dieselfde bladsy te kom? Want vir die publiek was hy steeds die slagoffer. Verrassend vinnig eintlik. Binne 48 uur, op 15 Augustus, is die FBI betrokke en word Chris gevra om 'n poligraaftoets te doen. En dit is die oomblik wat alles verander. Alles. Hy dryp die toets heeltemal. Die bronne beskryf hoe die ondersoeker vir hom sê, jy het nie vir ons die waarheid vertel nie. En dis toe dat hy met sy pa praat en die eerste bekentenis kom. Maar waar eerste weergawe, dis so deursigtig, so 'n bizarre poging om die skuld te skuif. Dis klassieke manipulasie. Verduidelik dit vir ons. Hy beken hy het Shanann vermoor, maar hy skep 'n hele narratief daaromheen. Hy beweer hy het by die huis gekom en gesien hoe Shanann besig is om een van die dogters te versmoor. Asof sy die monster is. Presies. In sy weergawe verwrig hy Shanann toe in 'n vlaag van onbeheerbare woede. Hy skilder homself as 'n man wat gebreek het nadat sy vrou hul kinders vermoor het. Hy is die wreker, nie die skurk nie. Hy probeer die storie so draai dat jy jammer vir hom moet voel. Dis ongelooflik hoe die brein sulke stories kan opmaak. En dit wys jou presies waar sy kop was. Selfs op daai oomblik is sy primêre instink nie berou nie, maar selfbehoud. Hoe kan hy die skade vir hom beperk? Maar daai leuen hou natuurlik nie. Nee, want daardie bekentenis lei die polisie reguit na die Anadarko olieterrein. En wat hulle daar kry, is die goed van nagmerries. Shanann se liggaam in 'n vlak graf. En dan die meisies, Bella en Celeste, in aparte olietanks. Die bronne meld dat hulle deur 'n opening van net 20 cm gedruk moes word. Dis 'n detail wat net by die afgryse voeg. Die volle gruisame waarheid kom eers maande later uit, in Februarie 2019. Dis daai 5 uur lange onderhoud uit die tronk. Ja, dis hier waar hy alles erken. Die oggend van 13 Augustus het hulle gestry. Hy het vir haar gesê hy het 'n affair en dat hy van haar wil skei.
En hy beskryf dan in detail hoe hy haar verwrig het. Hoe Bella, al 4-jarige dogtertjie, die kamer ingestap het net daarna en gevra het, wat is fout met mamma? Dit is ondenkbaar. Hy draai haar liggaam in 'n laken toe, laai dit agter in sy bakkie en ry met sy 2 lewende dogters op die agterste sitplek na daai olieterrein. Deur 45 minute rit. Wat het in daai bakkie gebeur? Wat het hy kinders gesien? En op die terrein, Daar vertel hy het hy eers Celeste met haar eie kombers versmoor en Bella het alles gesien. ag nee, Volgens Chris se eie woorde het sy kleindogtertjie gevra, gaan dieselfde ding met my gebeur as met Sissie? haar laaste woorde. Haar laaste woorde aan hom was, Papa, nee. Dit is amper onmoontlik om te verwerk dat hy dit kon hoor en steeds voortgaan. Dit spreek van 'n vlak van psigopatologie wat ons nie kan begryp nie. So dit bring ons by die groot vraag. Hoekom? Die verveer met sy kollega Nicole Kessinger. Dis die oplopende antwoord. Maar dit voel te eenvoudig. Dis heeltemal te eenvoudig. Die affære was die katalisator, nie die oorsaak nie. Kessinger was die simbool van die nuwe lewe wat hy wou hê. 'n Lewe sonder verantwoordelikheid, Ja. sonder skuld, sonder 'n derde kind op pad. Sy het vir ondersoekers gesê hy het vir haar gelieg en gesê hy skei reeds. Sy het eers uit die nuus uitgevind Shannon is swanger. Wow. In haar onderhoud sê sy iets baie treffend. Liefde vermoor nie, haat en wrok vermoor. En kom ons praat oor daai finansiële probleme. Dit was nie net 'n bietjie skuld nie, né? Glad nie. Jou bronne wys op 'n bankrotskap in 2015, agterstallige verbandbetalings, kredietkaartskuld wat die hoogte ingeskiet het. So hy wou nie net sy huwelik ontsnap nie, hy wou 'n hele lewe van mislukking, soos hy dit dalk gesien het, ontsnap. Presies. En dis waar die sosiale media ding so belangrik is. Hulle het 'n leefstyl van sukses en geluk geprojekteer wat hulle eenvoudig nie kon bekostig nie. Daai gaping tussen die beeld en die realiteit. Dit moes 'n enorme druk gewees het. Hy wou nie die huwelik verlaat nie. Dit lyk asof hy die hele kaartehuis van leuns wou uitwis. En in sy verwronge verstand was die enigste manier om dit te doen om die bron van daardie lewe heeltemal te verwyder. So hy pleit skuldig om die doodstraf te vermy. Op versoek van Shannon se familie, en nou dien hy 5 lewenslange vonnisse uit. Ja, en jou bronne noem die tegniese term familicide. Gesinsmoord. En dis interessant, die navorsing hieroor wys die profiel van die oortreder pas dikwels begris. 'n Middeljarige man, uiterlik 'n goeie pa, geen vorige ernstige kriminele rekord nie, iemand wat sy woede internaliseer tot dit ontplof. Maar jou bronne sê ook daar's verskillende tipes. Dis nie 'n een groote pas almal ding nie. Waar pas Watts in? Dis die sleutelvraag. Kenners praat van argetipes, die self-righteous moordenaar wat sy gesin doodmaak om hulle te beskerm. Of die paranoid tipe, wat dink hy red hulle van iets? Ja, maar Watts pas nie daar nie. Hy pas baie beter by die profiel van die disappointed of die teleurgestelde gesinsmoordenaar. So dis nie dat hy gedink het hulle kan nie sonder hom lewe nie. Dis dat hy gevoel het hy nie met hulle kon lewe nie. Sjoe. Hierdie tipe oortreder sien sy gesin as 'n struikelblok vir die lewe wat hy glo hy verdien. Die gesin is nie meer 'n bron van trots nie, maar 'n simbool van sy mislukking. 'n Las. So die moord was vir hom 'n koue berekende besigheidsbesluit, 'n manier om 'n probleem permanent op te los sodat hy kan aanbeweeg. 'n besigheidsbesluit. Dis 'n eisige manier om daarna te kyk, maar dit maak op 'n afgryslike manier sin. Ons het hierdie pad gestap van 'n oënskynlik perfekte gesin tot hierdie brutale einde. En ek dink dis hoekom hierdie saak die wêreld so aangegryp het, weet jy? Daai kontras. Daai skerp, ontstellende kontras tussen die gepoleerde Facebook-foto's en die donker, gewelddadige realiteit. Dis iets wat ons almal op 'n kleiner skaal verstaan, né? Die druk om net die beste weergawe van ons lewens te wys. En dit dwing jou om te vra wat jy werklik weet van die lewensagtige geslote deure. Presies. En dit laat jou met 'n laaste uitdagende gedagte. In daai finale bekentenis het Chris gesê dat dit gevoel het asof daar reeds iets in my gedagtes geplant was dat ek dit sou doen en dat hy geen beheer daaroor gehad het nie. Die finale leuen. Maar as jy kyk na alles wat ons vandag bespreek het, die maande se leuns, die doelbewuste rit, die metodiese aard van die moorde, dan laat dit jou wonder. Waar lê die grens tussen 'n reeks bewuste, selfsugtige keuses en die oomblik wanneer 'n persoon terugkyk en dit as 'n onstuitbare eksterne krag beskryf
Is dit net nog 'n manipulasie? Of is dit hoe die menslike verstand homself teen 'n ondenkbare waarheid beskerm?